Nou vriende, is 'n voorreg om weer saam met u te kan wees, so rondom die woord, en ek glo nie een, ek besef werklik watter voorreg ons het om die woord van die Here in ons eie taal en in ons midde te mag hê nie. Daar is soveel van ons broers en susters in vervolgde lande wat letterlik net 'n blaadjie of twee van die Bybel het, hierdie blaadjie of twee gememoriseer het, ruil dit onder mekaar uit en begeer om God se woord in sy totaliteit te hê. En ek het die voorreg om meer as een Bybel in ons huis te mag hê, en die gebed van my hart is dat ons werklik die woord sal lees, soos Esegiel van ouds die woord sal eet, en dat dit vir ons soet sal wees soos heuning. Ons weet dat die Here vir ons deur sy woord ook geestelik versterk, en dis vir ons soos voedsel wat ons eet, dis vir ons soos water wat ons drink as ons dors is, en mag die Here ook ons geestelike dors les en ons honger vul met die waarheid van sy woord. Ek het gedink aan die baie besondere Psalm 119. Nou Psalm 119 het so 176 verse, en al 176 verse gaan oor die kosbaarheid van God se woord, en ek wil vir een van hierdie verse lees, en in vers 164 staan daar: ek loof u 7 maal elke dag oor u regverdige verordeninge. Ek het by myself gedink, loof ons die Here elke dag oor sy woord, of murmureer ons oor God se opdragte of oor die teregwysing in sy woord? En die gebed van my hart dat ons werklik sal sien die waarde van God se woord en die belangrikheid daarvan, en dat ons dit sal lees en gehoorsaam, want dit is 'n wonderbaar boek wat die Here ons gegee het. Nou vriende, ons is tans besig met Spreuke, die 6de hoofstuk, en ons het nou gepraat oor die 7 dinge wat God haat, en u sal onthou, dit was die trotse oë, die leenagtige tong, die hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, en een wat valse getuies en leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. En nou gaan ons vanmôre verder aangaan, en u sal sien vers 20 tot en met hoofstuk 7 vers 27 gaan oor die slegte vrou. Die opskrif is daar: waarskuwing teen 'n slegte vrou. En ek het by myself gedink, waarom sou Salomo so baie gemaak het van hierdie slegte vrou? Jy sal sien in hoofstuk 5 praat hy van die ontuchtige vrou. As jy die hoofstukke voor dit saam met my deurgegaan het, dan sal jy agtergekom het, Salomo praat geweldig baie oor die ontuchtige vrou, oor die slegte vrou, oor die vrou wat die man verlok en verlei. En die vraag het by my opgekom, waarom sal Salomo so baie oor hierdie vrou skryf? En ek het by myself gedink, dit is die groot rede seker is, omdat hy self verlei was, en dan ook in hierdie sonde verval het, om dan te doen wat sy vroue wou gehad het hy moes gedoen het, en dit het hom later gelei tot afgodediens en 'n hartseer lewe en 'n hartseer einde. Ek het vir u al reeds gesê, as 'n mens die boek Prediker gaan lees, dan is die meeste teoloë eens daaroor dat die boek Prediker Salomo se boetelied is, waar hy dan ook die tevergeefsheid van die lewe beskryf, waar hy menslik gesproke alles gehad het, maar geestelik bankrot was. En dank God dat hy ook hierdie genade vir Salomo kom skenk het om sy eie bose toestand te sien, en dat Salomo ook hierdie boek Prediker afsluit met die hoofsaak van alles is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense, want ons sal almal eendag voor die Here rekenskap gaan gee. So ek gaan nie vanmôre te veel stil staan by hierdie vers 20 van hoofstuk 6 tot hoofstuk 7 vers 27 nie, aangesien ek al reeds baie gesê het oor die ontuchtige vrou, of die slegte vrou, of die vrou wat verlok en verlei. En is die gebed van my hart, vriende, dat ons net die erns van hierdie saak sal sien, want die Bybel sal ons nie so baie oor hierdie saak waarsku, as dit nie so groot stryk was vir 'n mens nie. En daarom is die gebed van my hart, dat u en ek wat vanmôre hierdie waarheid hoor, dit ter harte sal neem, en ekstra versigtig die dag tegemoet sal gaan, en die week en ook die jare wat die Here ons nog op aarde gee, sou hy vertoef om te kom. Dit geld nie net vir die man nie, dit geld ook vir die vrou. Ek dink dit sny na albei kante toe. Ons lewe in 'n tyd waar daar sedeloosheid is, bandeloosheid, goddeloosheid wat heers, en dit lyk asof ons glad nie meer omgee vir wat die Here sê nie. Ons dink ons weet beter as die Here, en ons het vir u gesê dat kennis is nie wysheid nie, en mense wat geleerd is in ons oë is nie noodwendig mense wat met wysheid leef nie. Gaan kyk maar hoeveel geleerde mense se lewens val uit mekaar. Waarom? Omdat hulle God se wysheid verontagsaam. Nou in hierdie gedeelte, Spreuke 6 vers 20 tot hoofstuk 7 vers 27, gaan dit oor hierdie vrou. En vriende, ek gaan net vir u kortliks opsom wat hierdie vrou doen. Die Bybel sê vir ons, sy werk met 'n strategie. Wanneer daar hierdie sonde kom van die seksuele, is daar altyd een of ander strategie by betrokke. 'n Mens kan dit nie altyd dadelik sien nie, maar later as jy
in retrospect terugkyk, dan kom jy agter dat daar was altyd 'n strategie van een van die partye om die ander een in hierdie sonde te verlok en te verlei. Nou die Bybel praat van 'n paar dinge, daar in hoofstuk 7 vers 10 sê die Bybel, sy's aanloklik aangetrek, sy tree skaamteloos op, 7 vers 13, sy het alles gereed gemaak om hierdie man te verlei, hoofstuk 7 vers 16 en 17, die Bybel sê vir ons daar in vers 19 en 20, sy het 'n antwoord op elke argument wat hierdie man opper. Sy vlei hom, 7 vers 21, sy vang hom in haar stryk, hoofstuk 7 vers 23, en ons sien dan hierdie man ook, die Bybel sê vir ons, dan hoe hy sonder verstand en eintlik half soos 'n dier wat na 'n slagplek gelei word agter hierdie vrou aanloop, en die uiteinde van hierdie man is geweldig tragies. Waarom? Want die Bybel sê vir ons, al die ander sondes is buite die liggaam, maar die seksuele, pleeg ons met ons liggaam, dis iets wat ons doen, op so 'n manier dat dit deel raak van ons wese, en dit verongeluk en vernietig ons lewe, ons verhoudings, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. So, die vraag is nou, wat is die doel van vanmôre se boodskap? Is om vir u daaruit hoofstuk 6 te begelei, hoe jy hierdie versoeking kan weerstaan. U sien, die Bybel is baie duidelik daar aan die begin van hoofstuk 6, daar vanaf vers 20 en verder, hoe 'n mens hierdie sonde kan weerstaan. Hoor wat sê die Bybel vir ons? Bewaar my seun, die gebod van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Hoor nou, bind dit gedurig deur op jou hart. Weereens die hart, die beheerkamer van die lewe, die hart wat mense nie sien nie, maar waaruit die oorspronge van die lewe is. So bind hierdie wysheid op jou hart, hang dit om jou hals. En nou vers 22, mag dit jou lei as jy wandel. So as jy op jou pad loop, mag God se waarheid jou lei. Die tweede ene, mag dit oor jou wag hou as jy slaap. Met ander woorde, dat jou gedagtes nie bose dinge sal bedink, en jy so aan die slaap sal raak, en wakker sal word met die begeerte om jou sonde te bevredig nie. Hoor nou, en jou toespreek as jy wakker word. Is dit nie vir u pragtig, hoe die woord van die Here vir ons hierdie saak beskryf nie? In plaas van om deur hierdie vrou verlok en verlei te word, hierdie vrou wat skaamteloos optree, wat antwoorde het vir al die argumente, is dit belangrik om te sien dat God se woord vir ons dan hierdie baie besondere rol vervul om oor ons wag te hou. Dit is letterlik soos 'n waghond, as ek met respek dit mag sê, wat hier voor sy eienaar se bed lê, en die oomblik wanneer die vyand nader kom, begin daar die hond grom en blaf. En dadelik is die eienaar wakker om homself te beskerm en te verdedig. En ag, dis is 'n praktiese, eenvoudige illustrasie, maar God se woord is vir ons soos iemand wat die wag hou oor ons. Vriende, dit is soos wanneer jy gaan slaap, herinner die Heilige Gees jou aan sy woord, sodat ons dan ook hierdie waarheid in ons harte mag huisves. En wanneer ek opstaan, is my eerste gedagte nie om te sondig nie, maar wat wil die Here hê, moet ek doen. Die Bybel sê vir ons, want die gebod, vers 23 van hoofstuk 6, die gebod is 'n lamp en die onderwysing 'n lig, en die teregwysinge van die tug 'n weg tot die lewe. God se woord is die lig vir ons pad, dis die lamp vir ons voet, en dit wys vir ons wat se pad ons moet stap. Dis soos 'n rigtingwyser, dis soos 'n kompas in ons lewe. Dis soos, as ek van punt A na punt B wil gaan, dan volg ek dan ook hierdie, as ons nou kyk na ons telefone, waar ons dan hierdie Google Maps het. Wat gebeur? Hierdie kaart op die telefoon begelei ons, draai links, draai regs, en later, jy is nou by jou bestemming. En so is God se woord ook, lig vir ons pad, die lamp vir ons voet. Die Bybel sê vir ons, dit is die teregwysinge van die tug en 'n weg tot die lewe. Die Here sal ons heeltyd met sy woord so begelei, sodat ons op die regte pad kan gaan, dat ons nie 'n afdraaipad sal vat na hierdie ontugtige vrou, wat ons sal vernietig. Ons huise sal vernietig, ons lewens sal vernietig, ons harte, ons toekoms, ons alles, wat ons ken en wat vir ons bekend is. En dan die volgende vers sê, net nadat die Bybel vir ons sê, dat hierdie woord is 'n lamp en is 'n lig en die teregwysing van die tug, 'n weg tot die lewe, om jou te bewaar vir die slegte vrou, vir die gevlei van die vreemde tong. Begeer haar skoonheid nie, en dan gaan Salomo aan en hy verduidelik vir ons hierdie hele saak. So vriende, vanmôre weer eens staan ons stil by hierdie gedagte van die slegte vrou, die ontugtige vrou. Wat is belangrik? Dat ons van ver af al sal sien wat haar intensie is, die boosheid van haar hart.
maar dat ons ook aan die ander kant God se woord sien, wat vol wysheid, vol insig is, vol genade. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Die woord van die Here is gegee sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Daarom moenie vuur in jou skoot neem nie, jy gaan brand. Moenie op gloeiende kole probeer loop nie, jou voete gaan brand. Die belangrike een is dat jy die woord van God in jou hart sal bære. Vers 32 sê dat ons nie sonder verstand sal optree nie, dat ons nie onsself sal uitgee vir 'n goeie drag sla en eintlik vir die toren van 'n ander een oor my lewe nie, maar dat ek sal optree met wysheid, sodat ek God in alles kan verheerlik. Mag u net genade vind van die Here om u oë, u ore, u hande, u voete, u mond, u hart te bewaak, sodat u rein en heilig voor God gaan lewe. Waarom? Want die Bybel sê vir ons, dat die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna God se oordeel. Baie mense maak 'n grap oor die oordeel, baie mense dink, dit gaan nie so erg wees nie. Ek wil vir u sê, vriende, God het sy seun aan die kruis verbrysel, sodat ons gered kan word. En as ons gered is, moet ons lewe om God te verheerlik. As ons dit nie doen nie, sê die Bybel, is daar een van twee dinge, of ons ken hom nie werklik nie, of ons sal eendag loon verloor. Daarom is die gebed van my hart, dat u sal vlug van die sonde, dat ons nie skande sal bring op die naam van die Here nie, en aan die ander kant dat ons met wysheid sal omgaan, sodat ons God in alles kan eer. Mag die Here ons genade gee. Ons gaan, as die Here ons spaar, by die volgende geleentheid stil staan by hoofstuk 8, en dan gaan ons bietjie kyk na die uitnemendheid van die wysheid, en ons gaan ook begin om sekere gedeeltes vers vir vers te hanteer. Seën vir u, groete en 'n mooi dag daarna.